Goeiemôre, na so lang tyd wat ons weg was, kampvergaderings, reekse aanbiedings, is ons weer terug in die Hartenbos studio vanmôre. Dis myself, Reino en Eben. En ons het 'n versoek gekry van AWR, Adventist World Radio, om 'n gesprek vanmôre te doen wat op die Sabbat en huidige gebeure wat in die wêreld aan die gang is met wat Trump regtig vir hierdie naweek voorspel. En net om weer die Sabbat te herbevestig as siel van God. En hoekom ons glo, dit is die siel van God. En so voordat ons begin, Reino, sal jy vir ons open met gebed? Maak so. Ons dierbare Hemelse Vader, Here, ons wil vir baie dankie sê, Here, dat ons in die diens kan staan. En Here, waar ons ook die onderwerp van die Sabbat gaan bespreek, vra ons, Here, dat U ons verstande sal verlig en dat U ons sal vul met die Gees. Here, en dat U ons woorde vir ons sal lei. En ons dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil afskop. En ek wil net begin met so een of twee statements wat van belang is, waar die Sabbat vandaan kom. Nou, ons weet, in 6 dae het God hemel en aarde geskape, 7 dag het hy gerus. En in Genesis 2 sal jy nou kom ons sê net vers 3. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Nou as ons verstaan, ons God word nie moeg of mat nie. Wat daardie spesifiek, en hierdie is vir my kardinaal van belang, en iets wat ek gewoonlik probeer, om vir mense te verduidelik wat daai rus beteken. God word nie moeg nie, so wat het hy gerus? En as ons nou die leidraad in ons bly Bybels, dan gaan jy na Eksodus 31 toe, en jy lees vers 17. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoop. En daai klein woordjie, daai woordjie verkoop, wat die betekenis rondom verkwikking is. Nou die beste manier om dit aan iemand te verduidelik is, ek hou van skilder. Ek skilder soms, ek het baie lank klas, maar as ek gaan sit en ek skilder, en ek tydens 2020 toe ons so 'n ligte inperking gehad het en nou nie tyd of iets anders kon doen nie. Toe sit ek en ek pak die eerste keer 'n leeu aan. 'n Leeu mannetjie, ek kon dit nog nooit reg kry nie. En ek skilder 'n leeu mannetjie. En toe ek hom klaar geskilder het, en ek sit hom daar neer op die esel, en ek sit agteroor, en ek kyk, en ek is tevrede met wat ek geteken het. Die eerste keer wat ek dit reg kry. Daai, dis fisies vir die verkwikking, is om dit in te neem. Met ander woorde, God het die skepping gemaak, en teruggesit, en dit waardeer. En dis fisies wat die rus beteken. Maar, wat belangriker is, om notisie van te neem. En julle kan my stop net wanneer julle wil, en inkom as jy wil, maar waar die gebod fisies gegee word. Nou, argument word gevoer 90% van die tyd, dat jy in die hele Genesis nêrens die Sabbat kry, wat nie waar is nie, ek het dit nou uit Genesis 2 uitgehaal, maar laat dit nie vir die mense gesê word, of dat daar bewys is van Sabbat hou nie. Wat die mense vergeet, Moses het die Genesis geskryf. Hy het nie in Genesis geleef nie. Hy het Genesis en Exodus geskryf. Hy het teendeel die Pentateeg. Penta staan vir die eerste 5 boeke van die Bybel, en ons weet hy het Job geskryf. So, maar die 5 boeke het hy 19 hoofstukke aan die Sabbat gespandeer. Genesis is 'n geskiedkundige oorsig wat die Here vir hom op die berg gegee het. Die weergawe van wat op die aarde gebeur het. Dit is 'n skepingsverhaal. Dit is nie 'n Big Bang verhaal nie. En die eerste keer wat Sabbat weer genoem word en vir die mense gegee word, weet ons, is Eksodus 16.
met die 6 dae wat manna gegee word, die 6de dag word dubbel gegee en die Sabbat niks nie. En daar vra die Here toe die mense nog steeds die Sabbat uitgaan, hoe lank gaan julle weier om my wette te onderhou? Maar by die berg Karmel, of by die Sinai, by die berg Sinai, toe hulle staan en die Here vir hulle die 10 gebooie stiptelik in woord neergee. Let op wat sê hy van die Sabbat. Vers 8. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Nou interessant, 6 dae moet jy al jou werk doen. Beteken dit elke dag is 'n Sabbat? Nee, want dieselfde gebod wat sê Sabbat moet gehou word, sê vir jou wat jy die 6 dae voor dit moet doen. 6 dae moet jy werk en al jou werk doen. Nou dan staan ek fisies skuldig, want ek kom nie deur al my werk in 6 dae nie. Maar ja, 'n mens probeer, dis nie. Maar, vers 10, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. So, die 7de dag, die Sabbat van die Jode, van Israel, van die Adventiste, van jou, van my, is nie wat jy staan. Dis jou God se Sabbat. Nou, oralste, waar jy Sabbat dan in die Bybel kry, praat die Here van sy Sabbat. Sy Sabbat. My vraag gewoonlik aan 'n persoon is, as die 7de dag nie jou Sabbat is nie, wie is jou God? Want my God se Sabbat is op die 7de dag. Is nie op 'n ander dag nie. Ek dink is baie belangrik dat ons verstaan dat die Bybel gee nie vir jou die detail van elke liewe interaksie tussen God en die mens nie. So, as ons byvoorbeeld gaan kyk na in Genesis wanneer Kain en Abel 'n offer bring, daar's geen instruksie voor daai tyd van hoe hulle moet offer nie. Maar ons kan nie vir 'n oomblik dink dat Kain en Abel self met die idee van offer vorendag gekom het nie. Die aard van die saak kom uit van God af. Ons het net nie al die besonderhede, al die detail nie. Met ander woorde, die detail en die besonderhede word nie altyd in die teks verskaf nie. Maar mens kan later in die Bybel, wanneer jy nou weer met die offerstelsel te doen kry, kan jy dan aflei, maar hulle het sekere van hierdie inligting gekry op een of ander ongespesifiseerde tydperk in die verlede. Presies dieselfde met die Sabbat. Nou die 10 gebooie word in fisiese vorm eers in Eksodus 31 gegee. Alhoewel hy gelys word in Eksodus 20, sê die Bybel vir jou dat die kliptafels is vir Moses gegee, om na die volk toe te vat in hoofstuk 31. Maar ons het al reeds in hoofstuk 16 byvoorbeeld die beginsel van die Sabbat opgetel, en dat dit iets is wat beoefen moes geword het voor die volk, want die manna is gegee, voordat hulle by die berg aangekom het. In ander woorde, daar is al reeds bewys dat die Sabbat was in plek voor die 10 gebooie, wat baie mense kom en hulle sê, ja maar, onthou die Sabbat is gegee vir die volk, en dis net eintlik daarom vir hulle bedoel. Maar op daai beginsel van die Sabbat kom al reeds voor dit voor, die beginsel van die Sabbat, in die begin van hoofstuk 16, alhoewel Sabbat eers by name genoem word, bietjie later in hoofstuk 16, die beginsel is al reeds daar, en is al reeds 'n toets of hulle in sy gebooie gaan wandel of nie. As ons op daai beginsel gaan terugtree, en ons gaan kyk selfs in Eksodus hoofstuk 5, waarom was die farao ontsteld met die volk Israel? Dis omdat hulle gerus het, en hy wou die rus van hulle wegneem. Nou daai rus is die werkwoord Shabbat, waarvan ons die selfstandige naamwoord Sabbat ook vandaan kry. Met ander woorde, hy was eintlik ongelukkig omdat hulle gesabbat het in Egipte in plaas van om 7 dae te werk. So ons kan al reeds sien, die beginsel van die Sabbat word gedateer voordat jy die Sinai gebeure of die 10 gebooie het. Maar een ding wat eintlik bygedra het tot baie mense se skeptisisme oor die Sabbat, is iets wat meeste Bybellesers nie van bewus is nie, en daarom wil ek net dit vinnig uitlig. Tydens die 1700s, vroeë 1800s, toe
die verandering in die wêreld in terme van industrialisering plaasvind ensovoorts, het daar 'n nuwe manier van Bybelinterpretasie ontwikkel, wat hulle noem hoër kritiek. Dis eintlik 'n baie skeptiese manier om met die Bybel te werk. En hulle het gesê, maar baie van die elemente wat ons in die Bybel kry, baie van die beginsels in die Bybel, kom eintlik nie van God af nie, dit kom van ander kulture af. Dit kom van die Babyloniërs af, dit kom van die Assiriërs af ensovoorts. En nou begin hulle parallelle te soek tussen die antieke kulture van heidense nasies en dit wat ons in die Bybel kry. En daai obsessie om hierdie parallelle te gaan soek, word toe nou op die ouene genoem parallelomanie. Want die mense raak so manies om 'n parallel te kry tussen die heidense en die Christen, dat hulle die mees belaglike koneksies maak. En daar's 'n woord in Babylonies wat hulle noem Sapatu. Nou Sapatu was 'n heilige dag in die Babyloniese kultuur, maar dit verwys na die 15de dag na die nuwe maan. Nou die nuwe maan is letterlik wanneer jy daai eerste skreefie van die nuwe maan kan sien, 15 dae daarna is altyd volmaan. Nou kom hulle met die idee, omdat dit dan nou hierdie voortdurende siklus is dit waar die Sabbat konsep vandaan gekom het. Met ander woorde, eers toe Israel in ballingskap was, of eintlik nou Juda in ballingskap was in Babylon, toe kry hulle met hierdie Sabbato konsep te doen, dis 'n heilige dag, en hulle herskryf toe die Genesis skepingsverhaal. Want onder die Babyloniërs was daar 'n skepingsverhaal wat hulle noem die Enuma Elish, en omdat hulle nou gekonfronteer word met hierdie skepingsverhaal, moet hulle nou 'n Bybelse weergawe uitdink, en daarom beweer hulle, het jy in Genesis 1 'n skepingsverhaal, en in Genesis 2 'n teenstrydige skepingsverhaal. Hulle is nie in werklikheid teenstrydig nie, maar hulle kom toe en hulle sê, maar die Sabbat idee kom eintlik van Sapatu af. Nou ek het 'n intense studie daaroor gedoen. Dis onmoontlik dat dit die oorsprong is, want Sapatu verwys na die 15de, dit was 'n besonderse okkultiese dag, baie bose dag, geassosieer met allerlei slegte dinge. Die mense het geweldig baie interaksie gehad in terme van handel, wat hulle gedryf het op daai dag. Met ander woorde, dit was nie 'n dag van rus nie, dit was 'n dag waarop jy vrylik kon handel dryf, dit was 'n bose dag ensovoorts. En as jy die parallelle gaan sit tussen wat die Bybel beskryf as Sabbat en wat die Babyloniërs gehad het as Sapatu, dan sien jy behalwe vir die effense selfde klank, Sapatu en Sabbat, is daar geen ooreenkomste nie. En tog, in baie van die geskrifte van akademici van die 1700s af verder, kry jy hierdie Sapatu konsep as die oënskynlike oorsprong van Sabbat. En dis hoekom hulle nie werklik in die Sabbat glo nie, want hulle glo daai skepingsverhaal, soos wat ons het in Genesis 1 tot by hoofstuk 2 vers 3, hulle glo dis eintlik mite, dis fiksie. Dit was nie 'n werklike skepingsverhaal nie. So hulle skeptisisme kom eintlik van hulle twyfel in die geloofwaardigheid van die Bybel vandaan. En dis 'n groot probleem. Of jy aanvaar die Bybel soos hy geskryf staan, of jy dink is mite. Jy kan nie selektief of eklekties te werk gaan en sê, hierdie aanvaar ek as waar, maar daai verwerp ek nie. Dis of alles geïnspireer, of jy kan maar eintlik alles bevraagteken. So hulle twyfel in die Sabbat, omdat hulle nie werklik die skepingsverhaal glo nie. En as jy nie die skepingsverhaal glo nie, dan gaan Sabbat nie vir jou sin maak nie. Want Sabbat, een van sy 2 aspekte wat hy na wys, is spesifiek na God as die skepper van die hemel en die aarde en alles wat daarin is. Kyk, dit veroorsaak, kyk, dis die Babyloniese systeem. Ja. In Babylon, dit is 'n ander manier om by God uit te kom. Maar dit maak ook dat dit vergeet is. En dis wat vir my die interessantste is van die Bybel. Nou, wat jy in die begin genoem het, dit is fisies onmoontlik om 'n dag vir dag relaas te hê van Genesis af. Presies. Ek meen, van Genesis na Exodus toe is 2.500 jaar. Ja. Jy weet, jy 2.500 jaar. As jy fisies daaglikse setup daarvan moet sit, ek meen, in jou leeftyd gaan jy hoe lank daarvan kan lees, dan is jy oor die tyd. Maar Hosea 4 vers 6, almal ken die vers. Almal kan hom vir jou aanhaal. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis.
Almal kan hom vir jou aanhaal tot daar. Maar kom ons lees die vers. Ja. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Hierso is die wet van jou God vergeet. En die Sabbatgebod begin met die woord remember, onthou, gedenk. Een interessante ding, die Christen wêreld in geheel glo aan hun Sabbat. Jy weet, maar nie die onveranderlikheid daarvan nie, want as 'n mens lees in Eksodus 31 sê dit is 'n ewige verbond. En die konsep van ewige verbond word bevraagteken en hulle gebruik die voorbeeld wat die Here vir Dawid gesê het, maar jy sal op die troon geslagte hê van jou seuns, net vir ewig. Maar daar was 'n voorwaarde aan, as hulle getrou bly aan dit wat die Here gesê het. Correct. Maar by hierdie gebod is daar nie 'n voorwaarde nie. Die Here sê net, dit is 'n ewige verbond vir jou geslagte vir altyd. Ja. Jy weet, so hierdie blye ewige verbond wat daai onderworpe was aan voorwaardes van gehoorsaamheid. Correct. Jy weet, en hulle vat daardie konsep en hulle sê, maar goed, as ewig dan nou in daai konteks van Dawid nie ewig beteken het nie, hoe weet ons dat ewig van die Sabbat ewig wel beteken? So daar kon 'n verandering gebeur. Die Sabbat is ook voorwaardelik. Want Hebreërs 4 sê hy vir ons, dat as jy nie in sy rus wil ingaan op hierdie aarde nie, jy nie in die rus daarna sal gaan nie. Ja, maar dit is 'n voorwaarde in die sin wat hy van voorwaarde praat. Ja. In die sin wat hy van voorwaarde praat, is dit, daar's nie 'n voorwaarde vir die geldigheid van Sabbat. Johannes 14 vers 15. Okay? As jy my lief het, onderhou my gebooie. Ja. 1 Johannes 2 vers 3. As jy sê jy het my lief, maar my gebooie nie onderhou nie, Maar dit deel valt- aan dit. Hy praat van die essens van die Sabbat, jy praat van die toepassing van die seën op jou. Dis voorwaarde. As jy dit nie onderhou nie, gaan jy nie die seën ontvang nie. Wat hy van praat is die geldigheid van die Sabbat. Daar's nie 'n voorwaarde op geldigheid nie. Daar's wel 'n voorwaarde op die benefit. As jy nie die Sabbat hou nie, gaan jy nie die benefit daarvan kry nie. As jy maar dit beteken nie die Sabbat is nie meer geldig nie. So ek dink julle albei praat van voorwaarde relatief tot die Sabbat, maar hy praat van die essens van die Sabbat, terwyl jy praat van die blessing van die Sabbat. Dis twee verskillende goed. En wat ook al die mense bepaal en neersit op 'n pen en papier en sê, maar okay, ons skuif die Sabbat van hier tot daar. Ja. Dit verander nie in dit wat God gesê het. Wat God gesê het bly nog steeds net so kardinaal belangrik. So die Sabbat bly die Sabbat sonder enige voorwaarde. Of jy deel in die voordeel van die Sabbat, beide die temporele ene, die een wat ons hier het, want daar is 'n temporele seën in die Sabbat, en daar's 'n ewige seën in die Sabbat. Jy deel in die temporele en die ewige seën in die Sabbat op voorwaarde dat jy die Sabbat erken en hou, soos wat dit verwag word. Jy, ek weet jy wil 58 toe gaan, Jy maak nie saak nie. maar 56 vers 4, lees hom vir ons. Want so sê die Here aan die ontmandes wat my Sabbat hou en verkies wat my waag en vashou aan my verbond. Vers 5 gaan. Gaan aan. Ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee wat beter is as seuns en dogters. 'n Ewige naam gee ek aan hulle wat nie uitgeroei sal word nie. En dan vers 6 is die belangrike. En die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien en die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees. Elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie. En hulle wat vashou aan my verbond. Hulle sal ek bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in 'n huis van gebed. Dis hoekom ek sê daar is dit is ook voorwaardelik, maar selfs vir die uitlander, Die blessing is voorwaardelik. die blessing, maar hierdie is hulle wat dit sal kies. Hulle wat dit gaan kies om dit te doen. Hulle wat by die Here se volk wil aansluit. Ja. Nou ons as die heidene wat agterna by die lood ingeloot is, by die wingerd ingeloot is wat verkies om by die verbond te hou.
Dis waar die Sabbat het 'n voorwaarde of die verbond by die Here. Die beloftes van die Die Sabbat. belofte van die Sabbat het 'n voorwaarde. Het 'n voorwaarde. Korrek, 100%. Dis Die essensie en die raamwerk, ek wil amper sê in Engels die parameters van die Sabbat het nie 'n voorwaarde nie. Hy is Nee, vasgestel, Dis- hy buig nie. nee, maar dit is om deel van God se volk te wees. Ja. Om hom as jou God te aanvaar. Ja. Dis inteendeel, want dit is waar jy oorbeweeg, waar dit die seël word. Ja, Want dis die Heilige Gees wat jou seël. ja, Maar waarmee seël hy jou? ja. Maar dit is interessant dat jy dit nou so noem, want die Sabbat is nie net 'n spesifieke, ja, dit is 'n dag wat die Here uitgesit het, maar dit stop nie net binne die grense van daai 24 uur tydperk nie. Sabbat is eintlik 'n lewenstyl wat jy mens moet hê. Weet, elke dag van die jaar met die klimaks op die 7de dag. Eintlik is die Sabbat is eintlik 'n lewensritme. Waar jy nou praat van lewenstyl, dis eintlik 'n lewensritme, dat jy die ritme van jou lewe in lyn sit met die ritme wat God bepaal het, want dit gaan nie net oor jou verhouding met God nie, dit gaan ook te doen met jou verhouding met ander mense, want meeste mense deel die 10 gebooie in die eerste 4 en die laaste 6. Die indeling is streng gesproke nie korrek nie. Want die eerste 3 het eksklusief te doen met jou verhouding met God. Die laaste 6 het te doen met jou verhouding met jou medemens, maar die 4de gebod het beide. Hy het jou verhouding met God en jou verhouding met jou medemens, want jy kan nie in regte verhouding met God staan, maar jou medemens nie toelaat om te deel in die Sabbat soos jy dit deel nie. So dis hoekom hy so sentraal staan. Hy praat van jou verhouding met God en jou verhouding met jou medemens. En dis eintlik die verhouding van jou tussen jou en God wat uitgeleef word ook in die liefde en die barmhartigheid wat jy betoon teenoor ander om in dieselfde verhouding as jy te kan staan met God. Dis hoekom hy so sentraal is. Dis hoekom ek sê nie hy is belangriker as enige van die ander gebooie nie. Die gebooie is ewe belangrik. Maar dis hoekom hy daai unieke seelaspek insluit. Dit wys, hierdie is die sentrale punt. Nou in antieke tablette, wanneer dit 'n kontraktuele verbinding was, wanneer dit iets is wat eintlik bekragtig moet word deur die oppergesag van die land of wat ook al, is so 'n tablet aan beide kante geseël, aan die voorkant en aan die agterkant, as dit op 'n kliptablet was. Later toe hulle nou rolle gebruik het, is hy net toegemaak met 'n seël. En die elemente van 'n seël word juis vervat binne in die Sabbatsgebod, want hy gee vir jou die 3 gedeeltes wat nodig is. Die naam, die titel en die grondgebied. Nou, miskien kan ek net vinnig daarop ingaan. Kyk op die skerm is daar nou hierdie seël, dis 'n klassieke seël wat gebruik is, wat gelees word van die middelpunt bo, kloksgewys rondom. Hy sê Franciscus et Maria, DGRR, en dan gee hy grondgebied. Hy sê Frankor, Scott, Angel et Heber. Nou, mense lees hom van middelbo af, Franciscus et Maria, onthou die 'n V en 'n U word in Latyns dieselfde geskryf, so hy lyk soos 'n V, maar hy word uitgespreek U, Franciscus, dis Francis, et Maria, et beteken en, Maria is net die naam, so dis Francis en Maria, dan sê hy DGRR. Die D staan vir Deo, dit beteken God, die G staan vir Gracia, dit beteken genade, die eerste R staan vir Rex, die tweede R staan vir Regina, dis koning en koningin, en dan die grondgebied, Frankor, dis Frankryk, Scott, dis Skotland, Angel, dis Engeland, et Heber, Heber is die klassieke naam vir Ierland. So as jy hom sou lees van middelbo af, Franciscus en Maria, deur die genade van God, koning en koningin, van Frankryk, Skotland, Engeland en Ierland. Nou universeel is daai formaat, dis die name, die titel, of dan nou die autoriteit wat hulle het, en die spasie waaroor hulle autoriteit uitoefen. Dit is wat 'n seël is. Jy het daai 3 elemente nodig. En al 3 daai elemente kry ons juis in die 4de gebod, spesifiek in Exodus 20. Want die res van die 10 gebooie kan deur enigiemand geskryf wees. Presies. Behalwe die een. Nou daar's een woord in daai hele deel wat eintlik ek wil nou my Afrikaanse juffrou se
my grysstof na my Afrikaanse juffrou toe vat, destyds, wat is 'n byvoeglike naamwoord? Die woordjie die, Ja, daar staan nie nie, ja, daar staan die. dis So, dis die Sabbat. ja. Daar's nie 'n Sabbat nie. Ons miskien net wys presies hoe daai elemente voorkom in Eksodus 20. Ja. Hy sê daar, want in 6 dae het die Here, dis die tetragram YHWH, Yahweh, dis sy naam. Die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is, dis die grondgebied. En dan sê dit, hy het dit gemaak, met ander woorde, hy is skepper. So die naam is Yahweh, die titel is skepper, en dan die grondgebied, die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is. Of dan nou die waterfonteine afhangende van waar in die Bybel, want jy kry baie keer dit later in die Bybel, in die Nuwe Testament, waar daar terugverwys met, wat na verwys word baie keer as Sabbattaal. Dis taal wat geassosieer word met spesifiek die Sabbatsgebod. En die woorde hoef nie perfek ooreen te stem nie. Baie keer praat hy van waterfonteine, baie keer praat hy nie van die waterfonteine nie, maar die konsep daarvan, dat dit verwys na hemel en aarde en alles wat daarin is, dit word oorgedra. En jy kry dit regdeur, jy kry dit tot in die boek Openbaring, wat hy amper woordeliks daai selfde taal gebruik. So hy hoef nie altyd die Sabbat by name te noem nie. Wanneer hy Sabbattaal gebruik, dan weet jy dis waarna hy verwys. As 'n mens Openbaring 14. Ja, as jy mense kyk byvoorbeeld Jesaja 58 wat vir jou sê, as jy jou voet terughou van die Sabbat, nie 'n gewone gang te gaan nie. Ja, Jy weet, die Here het daai bepaling in sy Sabbatsgebod. Want hy wil daai tyd in 100% van jou hê. Maar as 'n mens kyk na die Sabbat van die wêreld vandag, ja, daai klousule is nie vervat in daai Sabbat nie. Van almal gaan nog steeds op die Sabbat, soos wat die wêreld dit het, hulle gewone gang. ja, Jy weet. En die Here het baie uitdruklik daar vir ons Ek sou dit genoem het, hulle gaan op 'n Sabbat, nie Ja. die Sabbat. Presies. Want dit is nie die Sabbat. ja, En net om alle onduidelikheid op tafel te sit, die 7-dag Sabbat is op 'n Saterdag. ja, korrek. Sondag is nie die 7de dag. Ja, die Sabbat is letterlik volgens die dagbepaling van Genesis. Dit was aand en dit was môre, daarom van son onder op 'n Vrydag tot son onder op 'n Saterdag, soos dit ons die dae ken, as Vrydag en Saterdag. Maar vir hulle het Sabbat begin son onder, wat ons ken as Vrydag, en dit maak klaar, of dit hou op son onder op 'n Saterdag. So dis letterlik soos wat die Jode vandag nog dit hou, en daai tydgleef het van Genesis af tot nou toe nie verander nie. Hoe weet ons dit? Want baie mense sê is onmoontlik om dit te weet, daar het net eenvoudig te veel millennia verbygegaan. Ons kan aanvaar dat Jesus Christus nie die 'n ander dag gehou het as die ware Sabbat, as die Sabbatdag nie. Hy het die korrekte dag gehou. En ons weet dat alhoewel daar veranderinge was in kalenders van Jesus se tyd tot nou, is die weeklikse siklus nooit onderbreek nie. Die weeklikse siklus is presies soos wat dit was. So ons Vrydag aand tot Saterdag aand is nog steeds dieselfde 7de dag siklus as wat Jesus ook dan onderhou het. Ja, want Ja, mens kry, ekskuus tog, mens kry byvoorbeeld in Eksodus 16 waar die Here vir hulle die manna gegee het. Weet hy het vir 40 jaar pertinent ingedring in hulle verstande watter dag is die 7de dag. So ongeag as 'n mens nou die hele dagbeginsel van die verlede weggooi, Ja. daar sou die Here werklik vir hulle bevestig watter dag van die week en watter tydperk van die week is werklik die Sabbat. En dis wat tog deurgedra het en hulle het ononderbroke gehou. Die kalender waar die dae name gegee is, het 46 jaar voor Christus in werking getree. Dis deur 'n wyse man so Gesus gedoen. Nou, dit elke dag 'n naam gegee, Maandag, Dinsdag, Woensdag, soos wat ons dit kry. Maar Mohammed het in 'n grot geskryf omdat hy die Jode haat. Hy sal God aanbid voor die Jode. Daarom doen die moslems dit op 'n Vrydag. Nou, Vrydag is voor die Sabbat begin. Dis net nog 'n bewys. Ek meen daar is soveel bewyse. Daar is meer as 100 tale wat die woord vir die Saterdag die laaste dag beteken. Ek meen Sabato is ek kan onthou wat Spaans of Sabbath. Ja, daar's 'n menigte van tale wat nog steeds daai basiese konsep van Sabbat
binne hulle taal vandag. So daar's geen twyfel daaroor nie, maar een van die dinge wat mense die mees algemeen aanvoer vir 'n wegdoen met die Sabbat, is hulle sê maar, daar het 'n ander dag ingekom, die dag van die Here. En dat dit na die Sondag verwys. Nou, as Jesus homself in Matteus 12 byvoorbeeld, want jy kry dit in Matteus, Markus en in Lukas, as Jesus homself vereenselwig tydens die Sabbat twispunt, daar was 'n argument rondom die aksie van die disippels op die Sabbat. Die Fariseërs het gesê, maar hulle is besig om eintlik te oes, want hulle het graan gevat en het uitgevryf tussen hulle handpalms en het geëet. En Jesus gaan en hy sê binne daai konteks, ek is die Here ook van die Sabbat. Dan beteken dit nie hy het weggedoen met die Sabbat nie. Hy sê juis, hierdie Sabbat wys na my toe as die Skepper, maar ook die Verlosser. Nou net so vinnig, waar kom die Verlosser aspek vandaan? Die 4de gebod in Eksodus 20 en die 4de gebod in Eksodus in Deuteronomium 5 gee nie dieselfde motivering vir Sabbatonderhouding nie. In Eksodus 20 is die motivering, want in 6 dae het God die hemel en die aarde geskape, maar in Deuteronomium 5 vers 15 sê hy, want ek is die Here julle God wat julle met 'n sterke arm uit Egipte uitgered het. Nou Egipte is 'n beeld van sonde, wat beteken Sabbat verwys na twee goed. Aan die een kant, God is die skepper, en aan die ander kant, God is die verlosser. Nou skepping en verlossing is nie losstaande konsepte nie. Dis twee kante van dieselfde muntstuk, vir die eenvoudige rede. In die Nuwe Testament vertel die Bybel vir jou dat wanneer jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Nou net hy wat in die begin geskep het, kan jou herskep om nie te wees. Nou ons is gedeeltelik geherskep, ons is geestelik geherskep nou, maar ons staan in verwagting van 'n totale herskepping, waar ons gaan van 'n verganklike liggaam na 'n onverganklike liggaam, van sterflike na onsterflike, en jou vashou en glo in hom wat in die begin geskep het, wys eintlik jy's geanker in daai geloof, dat hy wat in die begin geskep het, jou ook in totaliteit kan herskep by sy wederkoms, wanneer hy weer kom. Het sy dit nou is dat jy nog leef, en jy word net verander, en of jy weer opgewek word uit die dode uit, en jy word dan onverganklik opgewek met daai verheerlikte liggaam. Dit wys, hierdie is die een wat geskep het in die begin. Dis hy wat ek verwag, dis hy wat nou gaan kom. So daai skepping en verlossing is twee kante van dieselfde muntstuk. Dis skepping en herskepping. Dis skepping en vernuwing, net soos wat die aarde herskep gaan word, gaan ons ook herskep word, deur die een wat in die begin geskep het. Nou, Ek dink ook in 'n groot mate is die Sabbat ook daar om vir ons te leer om daai toestand te kan bereik, wat God vir ons wil lewe. Want as ons lees byvoorbeeld, dit sê hier so in Jesaja 58 vers, ek wil eintlik 'n gedeelte net van vers 13 en 14 lees. Hy sê, as jy nie geleentheid vir jou eie sake soek of ydelle taal spreek nie. Jy weet, so daar is 'n konsep van jou gewone maniere van praat en waaroor jy praat. Is nie veronderstel om op die Sabbat te wees. Jy daai goed moet uitgeskakel word. Vir dan sê vers 14, dan sal jy jou verlustig in die Here. Ja. So die middelpunt, jou fokuspunt op die Sabbat moet die aanbidding tot God wees. Ja. Jou verhouding met die Here. Dan moet jy verstaan, dis prosperity gospel wat die wêreld preek vandag. Prosperity gospel het altyd meer vergelyking met wat Satan vir Jesus aangebied het by die Tempelberg, in die versoekings. Maar as jy prosperity gospel in die Bybel gaan soek, het jy hom op twee plekke. Jy het hom in Maleagi, rondom jou 10de gee, waar die Here vir jou die skathuis sal oopmaak, en dan het hy hom vir jou in Jesaja 58, 13 en 14, as jy die Sabbat onderhou. Maar ek moet teruggaan na wat jy net nou gesê het, dat ons net by die siel, want Eksodus 31:13, spreek jy met die kinders van Israel en jy sê, dat julle moet sekerlik my Sabbat onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle, 'n teken, 'n merk, 'n seël, tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet, ek die Here is, wat julle heilig. Dat die Sabbat, dat jy kan weet, soos ons net nou gesê het, dis die Sabbat van die Here jou God. Ja. En wat jy tereg gesê het, Jesus sê daarvan, ek is
die Here van daai Sabbat. Ja. Hy identifiseer homself as, julle sê hulle breek my Sabbat, maar ek is die God van die Sabbat. Ek weet hulle breek dit nie. Dit word ekstra aangehaal. Ek so Esegiel 20 en ek neem 2020 vision, as ons net 20 vers 20 toe gaan, en heilig my Sabbatte en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek julle God is. So Sabbat is die teken dat jy weet wie jou God is. Nou 2 hoofstukke verder, in Esegiel 22, dan kry ons waarskynlik die sterkste uitdrukking van die direkte manier waarop God die heiliging of dan nou ontheiliging van die Sabbat konnekteer met hom. En hy praat daarvan spesifiek dat julle priesters ontheilig my Sabbatte, en dan sê hy, ek word onder julle ontheilig. Nou kan 'n mens God ontheilig? Nee. God is heilig, onafhanklik van enige iets wat enige mens doen. Dit gaan daaroor of jy hom erken vir sy heiligheid, vir wie en wat hy is of nie. So om God te ontheilig, maak nie God minder heilig nie. Dit beteken net jy herken nie sy heiligheid nie. Deur nie die Sabbat te onderhou nie, sê jy eintlik maar, ek is nie bereid om hom te erken as skepper en verlosser op die manier wat hy vasgestel het dit gedoen moet word nie. Hoe het hy vasgestel moet dit gedoen word? Hou my Sabbat. So as jy Sabbat hou, dan sê jy, ek erken hierdie dag wat hy nie net geseën het nie, maar ook geheilig het. Onthou, voor die Sabbat is daar verskeie ander goeders ook geseën. Byvoorbeeld, die kruipende diere en die visse en die voëls, hulle is geseën, wat eintlik, die seën is eintlik 'n beeld van die sikliese voortplan daarvan. Dat dit 'n sikliese ding is wat moet aanhou gebeur, want hulle moet vermeerder in die aarde vul, net soos wat die opdrag ook vir die mens gegee is. Maar, voor die Sabbat is niks geheilig nie. Nou jy gaan nêrens in die Bybel kry, dat God iets geheilig het, en dit later ontheilig nie. As God 'n ding heilig verklaar, is dit vir ewig en vir altyd, is dit heilig. Dit kan wel gebeur, dat mense so iets nie heilig ag nie. As byvoorbeeld mense wat die tempel ontheilig het, en die tempel was heilig vir God. Dit beteken nie dat die tempel nie heilig was meer vir God nie, dit beteken nie die mense het dit nie geag volgens die heiligheid wat God op dit geplaas het nie. Net so met die Sabbat. Mense kan vandag gaan en sê, maar ek gaan nie die Sabbat heilig, soos wat God gesê dit is nie. Dit beteken nie dat die Sabbat nie meer heilig is in God se oë nie. Dit gaan daaroor of ons bereid is om die dag te ontmoet met die heiligheid wat God daaroor verklaar het. Nou wil hulle kom en hulle wil sê, maar die dag van die Here verwys na 'n ander dag. Maar Jesus het homself nooit met 'n ander dag geassosieer as juis met die Sabbat nie. So die dag van die Here in Openbaring 1 kan nie na 'n ander dag verwys as juis na die Sabbat nie. Nou moet ons osself vra, maar waar kom die idee vandaan dat dit na 'n Sondag verwys? As jy in die vroeë kerkgeskiedenis gaan kyk, gaan jy sien in die 2de eeu alreeds, vroeg in die 2de eeu inteendeel, is daar al mense wat skryf en sê, maar die dag van die Here verwys na die eerste dag van die week. En nou kom hulle sê, maar as jy na die kerktradisie gaan kyk, gaan jy sien, maar Sondag is eintlik nou die belangrike dag. Maar wat is die basis van ons geloof? Is ons Rooms-Katolieke wat sê die Bybel en tradisie, maar tradisie weeg meer as die Bybel? Verseker nie. Protestante glo in die Bybel en die Bybel alleen. Met ander woorde, ons gaan nie ag slaan op wat die kerk se tradisie aanvanklik was nie, want dit was nie universele tradisie nie. As die Sondag universeel in die Christendom gehou was, dan was daar miskien nog 'n argument, want dan kon ons gesê het, maar iewers moes daar so leer gewees het. Maar jy kry tot in die 3de eeu, in die 4de eeu selfs, kry jy dat daar sekere, byvoorbeeld by die konsilie van Laodicea, dat daar spesifiek gesê word, dat daar eintlik 'n straf is op mense wat nog Judaiseer, wat soos die Jode daai dag hou. Nou moet ons onsself afvra, hoekom wou die Christene en die Jode hulle van mekaar afskei? Aan die een kant, die Jode wat nie Christus as die Messias aanvaar het nie, het nie daarvan gehou dat die Christene saam met hulle aanbid nie. En hulle gaan toe en hulle plaas binne in hulle daaglikse gebed eintlik 'n vloek, dat as 'n Christen dit sou bid, dan bid hulle 'n vloek oor hulle self, want onthou die vroeë Christene, soos ons in Handelinge sien, Paulus, Petrus ensovoorts,
het in die sinagoge saam met die Jode gaan aanbid. Hulle het hulle self nie beskou as 'n nuwe godsdiens nie. Hulle het hulle self beskou as die mense wat vashou aan die vervulling van die vervulde beloftes van die Ou Testament oor die Messias. Hulle het nie hulle self gesien as 'n nuwe groepering, as 'n nuwe geloof nie. Hulle het gesê, maar ons is dieselfde as julle. Maar party glo in die Messias, party glo nie in die Messias nie, die wat nie in die Messias geglo het nie. Hulle het gesê, maar ons wil onsself afskei van julle. So ons plaas hierdie eintlik 'n vloek in die gebed, sodat ons onsself eenkant kan sit van julle af, laat ons onsself kan afskei. En eers daar, omdat daar geweldige vervolging ook is, op die Jode spesifiek. Ons sien dit in dit wat gebeur het met die vernietiging van die tempel in 70 na Christus, ons sien dit in die Bar Kokhba opstand, sien ons dat daar al hoe meer politiese nagevolge was en sosiale nagevolge was om jouself te identifiseer as Joods, en die bepaling van of jy Jood is of nie, het tot 'n baie groot mate gegaan oor onderhou jy die Sabbat of nie. So sekere Christene, veral nie Joodse Christene, wat ook aanvanklik die Sabbat gehou het, het gesê, maar hierdie is nie vir ons gemaklik nie, om onsself meer aanvaarbaar te maak vir die Romeinse hiërargie, vir die gesag onder die Romeine. Kom ons hou eerder die dag wat vir hulle meer aanvaarbaar is, en dis Solus Deis. Dis die dag van die son, dit is Sondag. So, sekere kulture het wel die 7de dag Sabbat gehou en die Sondag gehou, maar ons kry honderde jare, tot 400 jaar na Christus, dat daar sekere groeperings is, veral die groeperings, soos byvoorbeeld die Ebioniete, hulle het net die 7de dag Sabbat gehou. Nou hulle lyn kom direk van die Jerusalem kerk af, maar die groeperings wat die vinnigste wegbeweeg het van die 7de dag Sabbat af, was die klomp wat in Alexandrië en in Rome was. En ons sien dat die sonkultusse was veral sterk onder daai twee groeperinge. En ons kan dit terugtrek, ons kan dit eintlik vorentoe dan nou neem, nou ook latere Bybelvertalings wat ou sien, wat nie altyd ideaal is nie, wat kom uit daai Alexandrynse, of dan nou die Roomse lyn. So ons sien dis 'n verskil in benadering van die herkenning van die dag wat wys na Christus toe as skepper en verlosser. Ja, die Satan is ook baie subtiel in dat hy die waarhede wat met betrekking is tot die Sabbat wat in die Bybel opgeteken is, vat en iets slegs daaraan koppel. Ja. Jy weet, sodat as jy by daai skrif kom, dan word geassosieer met, nee, dit is daai ding wat in die wêreld gebeur, of daai ding soos die prosperity dinges en al dit, en dan, as jy dit kom, dan, dit, ons neem dit nie aan nie, want dit geassosieer met daarin, en word daai waarhede verwerp. Ja. Jy weet, en die Satan is baie suksesvol daarmee, hierdie jare. Wel, wat ons sit op tradisie, die Bybel is uitdruklik, Markus 7 vers 7, hy sê nie ongelukkig nie, hy sê nie dit is jammer hulle nie, hy sê te vergeefs, eer hulle my, deur gebooie te leer, wat die van mense is. Ja. Te vergeefs. So dit beteken niks. Ek wil graag terugkom na een ander aspek toe. Jy het nou hierso gelees in Jesaja 58, dat jy die Sabbat 'n verlustiging moet noem. Nou jy kan nie vir iemand 'n opdrag gee. Noem die Sabbat 'n verlustiging, en die persoon moet dit nou net so noem nie, want jy mag ook nie vals getuienis lewer nie. So waarop hy eintlik daar sin speel is, wanneer jy werklik die betekenis van die Sabbat verstaan, op watter manier die Sabbat onlosmaaklik deel is van die identifikasie van Christus as skepper en verlosser, dan word dit vir jou 'n verlustiging. Dan kom jy agter, maar weet jy wat, ek val nou in die ritme in wat God daar gestel het vir nie net Jode nie, maar vir alle mense, want die Sabbat is gemaak vir die mens. Wanneer die Bybel dit vir jou sê, is die woord mens is 'n vertaling van die woord anthropos. Dis waar ons die woord antropologie vandaan kry, die studie van die mensdom. Die Sabbat is nie net gegee vir die Jode nie, dis gegee vir die mensdom, vir alle mense. Want alle mense kan eintlik hulle hoogste vorm van lewe bereik in verhouding met God. En dis hoekom toe God geskaap het hy gesê, laat ons die mens maak na ons beeld en ons gelykenis. Dis nie fisiese beeld nie. Dis eintlik, veral omdat dit meervoud is dit na die beeld van verhouding wat perfek is, want
Want binne in die Godheid is daar 'n perfekte verhouding met mekaar. En dis wat God bedoel het vir die mens, om in perfekte verhouding met mekaar te staan. Ons sien dat dit breek met die sondeval. En dis wat God wil herstel. Hy soek daai verhouding, nie net tussen mens en God nie, maar ook tussen mens en mens. En daarom is ons verhouding met God ook eintlik iets wat moet manifesteer in ons verhouding met mekaar. En wanneer jy die Sabbat reg verstaan, nie as dis 'n straf en jy mag nie dit nie en jy mag nie dit nie, as jy dit wetties begin hou soos die Fariseërs, dan kan dit nie 'n verlustiging wees nie. Maar as jy in verhouding met God en in verhouding met jou medegelowige daai dag vier vir wat dit bedoel is om te wees, dan kan die dag niks anders as 'n verlustiging wees nie. Nou, jy kan 'n baie belangrike aspek hê. Ja. Baie belangrik. Dit word nie onderhou om gered te word nie. Dit word nie onderhou, want jy gaan daardeur verlossing kry nie. Verlossing is deur Jesus Christus. Correct. Dit word onderhou omdat jy verlos is. Dis hy. Dis wanneer jy begin 'n verhouding met God aanneem. Wanneer jy 'n verhouding met iemand het, is dit mos doodlogies dat dit daaruit voortleef. Ja. 'n verhouding en 'n afspraak met die persoon. Ja. 'n verhouding en 'n afspraak met God. Wat nou interessant is, hier word beeld pertinent rondom God se beeld, God se geregtigheid, God se manier, God se leefwyse. En oralste waar jy in die Bybel teen dit gaan, word beeld vergelyk of gekoppel aan 'n wet, Nebukadnesar se beeld wat aanbid moet word. Jy weet waar in die vuur oorgewig. Openbaring 13 laat die finale kragte 'n beeld gaan maak, wat kan praat, wat aanbid moet word, wat 'n teken vorm, waar aanbidding sentraal is. Jesaja 55, koop van my. Ja. Kan jy iets by die Here koop? Nie met geld nie. Nie met geld nie, jy kan nie. Ja. Maar die deur gaan keer dat jy kan koop, tensy jy dit met sy merk doen. Philip, jy noem 'n geweldig belangrike ding, want is 'n absolute vals narratief wat in baie kerke verkondig word, is dat in die Ou Testament kon jy verlos word deur wetsonderhouding, maar nou is ons nie meer onder die wet nie, so die wet is nie meer 'n metode tot verlossing nie, ons is nou onder genade. Daar was nooit in die hele geskiedenis van Adam en Eva regdeur tot in die einde 'n manier wat jy deur wetsonderhouding verlos kan word nie, en die Bybel maak dit duidelik. Die probleem wat mense het, is dat hulle dink die 10 gebooie begin by die eerste gebod. Hy begin nie by die eerste gebod nie, hy begin by die aanhef. Kan jy miskien vir ons Eksodus 20 vers 1 tot 3 lees, en let mooi op, luister na wat hy gaan lees. Die 10 gebooie begin wanneer God praat, nie wanneer God die eerste gebod gee nie. Dit begin by die aanhef, en luister of hy sê dat jy verlos word omdat jy die gebooie hou, en of luister dan na die alternatief, sê hy juis dat jy die gebooie moet onderhou omdat jy reeds gered is. Luister na wat hy sê. Vers 1 van Eksodus 20 sê, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En dan vers 3 sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So wat sê hy? Hy sê in vers 2, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Met ander woorde, jy is gered. Ek het jou gered. Hier is my gebooie. Dis my verwagting dat jy dit sal hou. Nie sodat jy gered kan word nie, maar omdat jy reeds gered is. Nou, interessant, wat ons net getrek het. As jy Eksodus 20 gaan, hier praat God met die volk. Nou, jy het reg gesê, 31 is dit eers op kliptafel gegee. Ja. Hoekom? Ja. Want in Eksodus 20 het God gespreek, Ja. en vers 20, vers 19, en hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, sodat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie. Ja. Die volk het aangedring op 'n middelaar, op 'n persoon tussen hulle en God. En dit is waar, en God het nie, hy het selfs nie vir Moses vertrou Om dit te skryf. om dit te skryf nie. Nou die interessante ding daarvan is, as Moses die tweede weergawe geskryf het,
kon daar 'n vraagteken gewees het oor die autoriteit daarvan, oor die geldigheid daarvan. Die feit dat God selfs in die tweede geval, onthou die eerste geval, is daai blou steen is stikkend gegooi, die tweede keer moes Moses die klip verskaf, maar God het geskryf, want die autoriteit daarvan kan nooit aan die hand van Moses wees nie, dis aan die hand van God self, met ander woorde, dis universele, onveranderbare wetgewing, wat so sal bly staan vir altyd. Maar toe het dit op skrif gekom, Korrek. via Moses, Dis gekodifiseer. want die volk het gevra, Ja. laat dit deur Moses moet kom. En toe het hy dit met kliptafels gebring. En daarna is die offerande stelsel weer aan mekaar gesit, of uiteengesit, vir wanneer jy een van hulle breek. Dit is vir boetedoening, vir sonde vergifnis. So die seremoniële wet is ingebring wanneer jy die 10 gebooie gebreek het. En dit is vervul deur Christus wat die finale offer geword het. En die radikale verskil tussen die twee is, die 10 gebooie is in die ark. Die wetboek is aan die kant van die ark gesit, want daar's 'n mate van vervulling, dis nie ewige beginsel nie, dit kom tot vervulling, dit kom tot 'n einde in Christus wat sterf in die kruis, maar dit wat binne in die ark van die verbond is, kan nie verander op enige stadium, of op enige stadium ongeldig word nie, dis universele beginsel. Dis op klip geskryf. Maar dit is ook interessant as 'n mens nou vat, dit is vir God so 'n belangrike gebeurtenis gewees, dat hy fisies self gekom het. Ja. En hy gee vir Moses die kliptafels waarop gesit, nadat hy dit in die volk meegedeel het woordelik, so dat hulle hoorbaar gehoor het. En daai klippe word stukkend gegooi en dit breek, en God sê, maar kom, ek gaan dit weer vir jou gee. En hy skryf dit weer eens met sy vinger neer. Nou, as God dit goed gedink het, dat daai wet verander moes word, wat is die kans dat God weer so event sou gehou het, teruggekom het en gesê het, okay, kom ons vat daai kliptafels, ons verander die vele nuus. Maar dit het nooit gebeur nie. Dit is wat moet gebeur. Maar jy moet nou onthou, wat hier gemis word, is, die eerste deel het God alles gedoen. Hy het hulle uit Egipte uitgelei. Hy het hulle gevat. Hy het die kliptafels gemaak. Hy het daarop geskryf. Die tweede gedeelte, toe die volk dit breek, dadelik, 'n kalf van bid, toe hy dit breek, toe kom daar 'n aksie van die mense. Dit verg 'n aksie van jou af. En al wat dit van jou af verg, en dit is waar Jeremia, dit is waar die Bybel vir my fantasties uitwerk. Want hy sal jou hart van klip. Jy moet, soos wat Moses daai kliptafels vir die Here gevat het, jy moet jou hart van klip vir die Here gee. Hy gaan jou hart van klip 'n hart van vlees maak. En hy gaan sy woord, sy wet op jou hart skryf. Dit is 'n aksie, dit is 'n oorgawe van jou af. Dit is 'n oorgawe wat van die mens af nodig is. Ons het nog 'n oorgawe nodig om in algeheel die Here te aanbid. Ja, die Sabbat van die Here is daar as 'n liefdesverhouding tussen die mens en tussen God. Jy weet, God is die hoofpunt, die kern van jou verhouding met hom. Right? En dit was nooit bedoel om wetties te wees nie. En 'n mens sien dat die mensdom deur die werkinge van Satan het die mensdom daai wet gevat en daai een aspek geneem en dit wetties gemaak, soveel so dat dit op die einde van die dag so 'n bitterpil in die mond van die mense was, dat hulle gereed was om iets anders in sy plek aan te neem. Ja. Wat vir my verstommend is dat mense kan dink, maar die Sabbat was nie relevant van Genesis 1 af eintlik tot en met Exodus 31, wat hulle nou die gebooie op kliptafels gekry het, en toe ewe skielik is dit relevant, maar net totdat Christus gesterf het, en toe word dit irrelevant, maar eendag in die ewigheid gaan ons tog Sabbat hou nie. Nou baie mense sê, maar nee, ons gaan nie, as ons nie dit Sabbat hier gehou het nie, hoe gaan ons dit in die ewigheid hou? Maar dis wat die Bybel vir jou sê, in Jesaja 66. Maar Dan praat hy praat van die nuwe maan, en hy praat van die Sabbat, wat binne daai konteks nie jaarlikse Sabbatte is nie, dit is weeklikse Sabbatte, wat 'n byeenkoms gaan wees by God. Nou, daai twee aspekte is direk gekoppel aan dit wat jy in die einde van Openbaring kry. Openbaring 22 maak dit vir jou baie duidelik dat ons weer by mekaar gaan kom by die boom van die lewe om te kan eet van die boom van die lewe. Die boom van die lewe gee 12 keer 'n jaar, met ander woorde
een keer 'n maand gee dit vir jou sy vrug. So dit maak sin dat jy maandeliks, heel waarskynlik op die nuwe maand daar gaan by mekaar kom om van dit te eet, maar dis nie die enigste keer dat jy by mekaar kom nie. Jy gaan nog steeds daai weeklikse ritme wat God met die begin van die skepping ingestel, of aan die einde van die skepping ingestel het. Daai ritme gaan jy volg, want ons gaan op 'n weeklikse basis by mekaar kom voor God, om God te verheerlik. Maar Eben, jy is nie verkeerd nie, hulle is nie verkeerd nie. As hulle nie op die aarde die Sabbat wil hou nie, gaan hulle dit nie in die hemel hou nie, want verseker. ek meen, as jy nie op die aarde jou verhouding met die Here wil reg hê nie, Ja, wat se verhouding hier daar bo met hom hê? ja, Weet, jy gaan nie daar wees nie. En om sy Sabbat te verander, omdat dit God se Sabbat is, plaas jy direk 'n ander God daar. En dan moet jy onthou, wat het Satan vir Eva gesê? Eet van hierdie boom. Hulle het nie die reg gehad om te sê, dis van nou af nie meer die boom nie, dis nou daai boom. Ja. Hulle kon nie die boom skuif, weet, en hulle self regverdig daarop nie. Maar hy het vir hom gesê, jy sal soos God wees. En die oomblik wat jy soos God is, dan jy plaas jouself as ware in God se posisie om jouself 'n eie Sabbat te kies. Ja. Dis wat dit so gevaarlik maak. Jy vat die identifikasie van die skepper en die verlosser vat jy weg. Jy identifiseer iets of iemand anders. En die feit dat jy die verandering maak, sê maar, jy skryf in jouself dieselfde autoriteit toe as God. Want as God gesê het, dis daai dag, maar ek sê nie, is die dag, dan plaas ek myself in direkte juxtaposisie teen hom. Ja, in kontras, en ek meen, jy maak jouself as ware 'n God. Ja. En ek weet nie, die God van die Bybel het 'n hemel. Ja. Die God van die Bybel het 'n Sabbat. Ja. Die God van Abraham, Isak en Jakob. En as hulle wil praat van gebooie nie gehou nie, ek het dit nou die dag in 'n les gesê, en ek gaan dit pertinent sê, want ek het eendag toe snap het, net vir my. As jy by 'n maatskappy werk en jy wil eienaar van die maatskappy word, wat's fout daarmee? Dis ambisie. Satan in die hemel wou God wees. Wat was fout daarmee? Hy het dit net gelees, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit was 'n verbreeking van die wet. Voorskepping. In die hemel is die wet al gebreek. Die wet moes daar gewees het. Andersins kon Satan se aksie ambisie gewees het. So die wet was daar van dag 1 af. Ja. Genesis 26 vers 5, waar hy God vir Isak sê seëning gee, omdat Abraham na my stem geluister, Ja. my gebooie, my verordeninge met onderhou het. Nou een ding wat mense baie keer nie besef nie, dit gaan 'n bietjie weier as net die Sabbat, maar ons kan dit terugtrek spesifiek na die Sabbat toe ook, juis omdat dit 'n sentrale aspek is van die 10 gebooie. Die Bybel maak dit baie duidelik dat sonder die wet is daar nie sonde nie. Want ek meen, ons sou die sonde nie geken het as dit nie was vir die wet nie. Nou, die wet kon nie eers ingekom het met dit wat gebeur het in Exodus 20 of dan nou gegee is in Exodus 31 nie. Satan het die hemel uitgewerp weens sonde. Met ander woorde, moes 'n wet gewees het. Daai wet kan nie verander nie. God het nie hierdie wet vir hierdie plek en daai wet vir daai plek en daai wet vir daai plek nie. Want God is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy het een universele stel reëls wat oral geld. En die probleem wat Satan gehad het, was juist dat voor die sondeval van die mens, het hy in die hemel gekom en gesê, maar ek gaan nie gehoor gee aan die eerste gebod nie. Ek wil daai God wees. As jy een gebod gebreek het, het jy almal van hulle gebreek. Met ander woorde, die een loop oor na die volgende ene toe. Dis soos domino's wat val. Nou kyk, die kern daarvan is, die verbreeking van die wet, as jy die wet breek, die siel wat sondig moet sterf, jy gaan dood. Wat is die oortreffende trap van dood? Dood is dood. Ja. So, as jy een gebreek het, is jy skuldig aan al 10, wat eintlik vir jou sê, die ander 9 kan jou nie red nie. Ja. Die onderhouding van die ander 9 gaan jou nie red nie. Regardless van watter een jy breek. Ja. Weet, jou straf, die loon van die sonde, is die dood. Ja. So, dit is in 'n algehele 10 klousule, dit is 10 van hulle. Jy kan nie daarvan die een van die ander skei nie. Ja. Jy kan nie 7 onderhou en dink jy's goed nie. Maar dit is interessant vir my dat aanvanklik het mense geglo die wet is in die kruis genaal, dis nie meer van toepassing nie. Toe hulle begin redeneer daaroor, sien hulle maar, okay,
ons doen nog die meeste van wat in die wet staan word onderhou, ons landswet is aangekoppel ensovoorts. So nou is dit nie 'n kwessie van, okay, ons verwerp die wet nie, ons neem die wet aan, solank ons net die siel van God wat binne in die wet is, net kan verander. Ek meen as 'n mens van die landswet en ek sit hierso en ek sê, ja maar, ek gee my eie stel reëls van hoe ons die landswette in die land moet beheer en wat die nuwe wet is. Dit verander nog nie, maak nie saak wat ek doen, nie verander dit nie aan wat die werklike wet is wat die regering ingegees het. Net so die veranderinge wat die mense aanbring aan die wet van God, die verskywing en die verwerping van die Sabbat, en om 'n ander Sabbat in sy plek te sit, verander geensins in wat God gesê het. Dit bly nog steeds wat God sê, maar dit kom neer op die einde van die dag op gehoorsaamheid. Ja, korrek. Wat jy noem is baie interessant, jy het nou gepraat van Kolossense 2. As jy kyk na verse 16 en 17, dan maak dit baie duidelik, sommige mense interpreteer die vers as om te sê, maar die Sabbat is nie meer geldig nie. So 2 verse voordat wat hy praat van, dit is in die kruis vasgenaal. Dit wat in die kruis vasgenaal was, daar is 'n skuldbrief teen ons. Die 10 gebooie is nooit 'n skuldbrief teen ons nie, inteendeel, as jy die taal gaan lees van die wetboek, dan is daai wetboek dit wat in die kant van die ark was, wat 'n getuienis teen ons is. Wanneer hy in vers 16 en 17 praat van daai Sabbat, dan konnekteer hy dit in spesifieke goed. Hy praat van spys en van drank. Hy praat van feeste, hy praat van 'n nuwe maand, en dan praat hy van Sabbatte. So daai Sabbat kan nie die 7de dag Sabbat wees nie, want die spys en die drank verwys 'n spesifieke dinge wat jy op die feessabbatte moes eet. Hulle noem dit 'n fees, wat al klaar vir jou wys, dis een van die jaarlikse feeste. Dan praat hy van die nuwe maan. Nou die feeste is bepaal deur of die nuwe maan, of deur sekere dae af te tel vanaf die nuwe maan, wat dan sê nou maar, dis die 14de dag van daai maand. So, wanneer hy in daai konteks praat van Sabbat, dan is dit feessabbatte, nie die 7de dag Sabbat nie. Nou daai feessabbatte, hy praat in vers 17 juist daarvan, dat dit 'n skaduwee is van Christus. Met ander woorde, dis 'n afbeelding, dit het vooruitgebeeld, en dit wys op toekomstige dinge wat later sou gebeur. Nou Christus vervul dit. Die verskil tussen die feessabbatte is dat die feessabbatte het vorentoe gekyk na Christus se bediening, terwyl die 7de dag Sabbat het teruggekyk in beide gevalle na die skepping en die verlossing uit Egipte. Met ander woorde, dis nie iets wat vooruitkyk na Christus nie, dis iets wat terugkyk na wat hy gedoen het. Dit identifiseer hom as skepper en verlosser. So jy kan nie die 7de dag Sabbat en die feessabbatte onder dieselfde kam skeer nie. Dis 2 verskillende goed. Die feessabbatte het tot 'n einde gekom. Die 7de dag Sabbat kan nie, want dit is 'n herdenking van wie en wat hy is, hy skepper en verlosser. Wat dit beteken, selfs die feessabbatte is 'n teken dat daar 'n Sabbat is. Want elke een van hulle word daar gesê, jy onderhou dit soos 'n Sabbat. Korrek. So, as ek nou hier sal brul soos 'n leeu, Ja. is ek 'n leeu. Nee. Ek brul so, Ja. ek imitate, 'n leeu. Ja. Ek is nie die hanteer leeu. dit soos. Die sabbatte, al die feessabbatte is daar wat uitgesit is met 'n teken van wat gaan kom, vir wat 'n voorbeeld was van die verlossingsplan. Ja. Wat daar is, wat jy gehou het, soos 'n Sabbat, wat dit nie 'n Sabbat gemaak het nie. Ja, en net so vir interessantheid, dis waar jy ook die konsep van 'n hoë Sabbat kry. Wanneer jou 7de dag Sabbat op dieselfde dag val as 'n feessabbat, dan het jy 'n Sabbat op 'n Sabbat. Met ander woorde, dit was 'n hoë Sabbat. Dit was 'n dubbele Sabbat as jy dan nou wil. Soos by die kruisiging. Soos by die kruisiging. Dis juis waarom dit 'n hoë Sabbat was. Dis 'n Sabbat op 'n Sabbat. En ja, dit is soos jou verjaarsdag elke jaar op 'n ander dag val. En een dag in jou verjaarsdag op 'n Sabbat. Dis eintlik dit verwys nie die kruisiging, dit verwys eintlik die dag na die kruisiging, want die Sabbat was die dag nadat hy gekruisig is, so 'n paar uur nadat hy. Maar dit is by die kruisiging. Korrek. Omdat die vrouens, hulle het gaan prepare, want dit was 'n hoë Sabbat. Korrek. Lukas 23. Dit is ook interessant as 'n mens kyk, die Sabbat se fokuspunt is God. Ja. Dis absoluut, dit is waar jou fokuspunt lê in van God. En nou mens sien dit hier naweek wat nou voor lê, het Donald Trump byvoorbeeld nou gesê dat hulle moet 'n Sabbat hou van Vrydag aand vanaand, van die 15de tot son onder die 16de. Dis die Sabbatsure. Ja. Jy weet, en hy sê dat
dat die ander gelowe kan 'n Sabbat hou. Almal kan deel wees aan. Hulle sê nie, jy moet nie, hulle sê So dis kan. toelaatbaar. Dis toelaatbaar. Maar die fokuspunt van daai Sabbat moet wees die bestaanstydperk, die 250 jaar bestaanstydperk van Amerika. Die Nie God nie, hertoewyding. moet hertoegewy word. Jy weet, so dit is mensgerig. Die fokus En, ja, en dan het hulle die Sondag, wat volgens die wêreld nou die Sabbat is, het hulle bymekaar koms van alle geestelike leiers om dan te bid. So daar is 'n meer geestelike aspek as in die Sabbat self. Jy weet, so dis 'n verdraaiing van wat die Bybel sê. Van die Bybel sê vir ons het die Sabbat. Ja. Die wêreld sê julle kan ook 'n Sabbat hou, maar die fokuspunt van daai Sabbat is nie God nie, maar die mens. Ja. En dit is so subtiel ingebring as 'n mens kyk in die hand van profesie wat die Bybel voorspel, dat die Sabbat gaan die siel van God wees en die Sondag gaan die merk van die dier wees, van dit gaan oor aanbidding. Wat 'n keuse jy maak. Gaan jy God aanbid of gaan jy die mens aanbid? Nou kyk, en ons sal dit in 'n volgende program presies uitpak, wat die verskil tussen die siel en die merk spesifiek is. Ek dink dit is belangrik om net ook in terme van dit wat Reino nou genoem het, te verstaan dat wat so gevaarlik is aan dit wat die Amerikaanse regering nou versoek. Dis nou nie 'n wet wat uitgevaardig is of iets van daai aard nie, maar hulle is besig om al hoe nader te kom aan 'n hereniging van kerk en staat, wat altyd 'n gevaarlike ding is, want die oomblik deur die geskiedenis, wanneer kerk en staat verenig het dit 'n vervolgende mag geword. Soos wat die Rooms-Katolieke Kerk was tydens die donker eeue en selfs daarna. So wat dit so gevaarlik maak, is jy kry 'n geleidelike nader en nader beweeg aan die promovering van 'n spesifieke, nie net geloofsbeskouing nie, maar die agting van 'n spesifieke dag. Hy sê nie, kies sommer enige dag wat jy hierdie hertoewyding wil doen nie. Hy sê, kom ons almal kom saam, spesifiek op die Sondag, wat 'n direkte koppeling het aan die autoriteit van die Rooms-Katolieke Kerk. Want die Rooms-Katolieke Kerk sê, ons teken van gesag is die verandering van Sabbat na Sondag. So ons het meer autoriteit as die Bybel. Die Bybel sê 7de dag Sabbat, ons sê Sondag. En nou kom die Amerikaanse regering wat profeties baie insiggewend is, die dier uit die aarde, wat saamwerk met die dier uit die see, om te sê, maar kom ons fokus op hierdie dag. Dis nie baie ver wat jy hoef te gaan van hierdie punt af, om te sien hoe die een die werk van die ander begin doen nie, hoe die dier uit die aarde uit begin om daai beeld te skep van die dier uit die see uit, om die eindtyd gebeure in vervulling te bring. En dis waar ons nou na die misleiding te beweeg. Correct. Dis wanneer dit so naby aan die Bybel raak, dat jy regtig waar kardinaal studie moet doen, om die verskil te kan sien. Correct. En ons sien ook dat hulle die Sondag, die byeenkoms gaan hulle op die Garden Mall. Ek het eers gedink is 'n winkelsentrum, jy weet, hoe kan kyk ek, maar wat is Garden Mall? Dis eintlik daai tuine wat lê daar waar die Stalin is, wat 555 voet mos is. Daai Stalin is wat nou na Capitol Hill toe wys en al dit. Dit is waar hulle dit gaan nou. So daai Stalin staan vir 'n sekere godsdienststelsel. Dis 'n samestelling. Ja, Dis 'n So, samestelling. as hulle daar gaan hou, dis die aanbidding wat daar gaan plaasvind voor die beeld wat daar is, dan moet 'n mens begin dink. Gaan kyk nou maar, dit wat jy daar het, en dit wat jy voor Sint Pieters Kathedraal het. Selfde ding. Laat jou dink, maar wag 'n bietjie, wat nou van die beeld wat hy gaan opstel? Want dit waarom hulle gaan vergader, hierdie idee amper soos jy net na verwys het in Daniël. Hulle vergader om hierdie beeld om dit te aanbid. Dis dieselfde ding as wat jy het, weet, voor Sint Pieters. Die een is 'n beeld van die ander. Jy kan sien waartoe hierdie hele beweging besig is om te gaan, en dis waar die uitdaging lê. En dis waar Daniël se 3 vriende nie gekniel het nie. Ja, Correct. Die minderheid, nie die meerderheid, Oorgrote meerderheid. oorgrote meerderheid. Die laaste tyd het ek 'n paar keer, selfs uit ons eie geleedere uitgehoor, dat mense kom en sê, ja, maar ag, weet jy wat, ons is 22 miljoen, maar eintlik as jy kyk in bywoning net 6 miljoen en dis so onbenullig min en. Vat dit net eenvoudig terug na die Bybelse beelde toe. Onder al die waarskynlik honderde duisende wat in Daniël 3 daar was, hoeveel het bly staan? Net 3. Die getal is nie die belangrike deel nie. Moenie sê daar was net 3, daarom is dit onbenullig nie. Nee, die oorgrote meerderheid
Die Bybel beskryf dit inteendeel as die hele wêreld gaan agter die dier aanloop, maar ons weet daar's 'n paar uitsonderings. So dit gaan nie oor getalle nie, dit gaan nie oor persentasie nie. Die wat getrou gaan bly in elke opsig aan God, gaan 'n absolute minderheid wees. Met die wederkoms gaan dit na baie lyk, Ja. want dit is wat opgewek word van skepping af tot nou toe. Daar's 'n magdom mense wat tans in die stof lê en slaap. Daniël 12 sê Daniël lê in die stof en slaap. Handelinge 2 sê Dawid, koning Dawid is nog in die graf. Ja. Hulle wag nog vir die wederkoms. Ja. Dis waar ons dalk 'n magdom mense gaan sien wat opgewek word. Nie 'n magdom aan die einde van tyd wat dit gaan volg nie. Dit is ook interessant, jy het ook gepraat het van die Sint Pieters Basilika se Stalin wat daar staan. En dan soms nou een voor die Withuis. Nou, jy weet, en so dit is om daai byeenkomste, om daar die land op te dra weer en alles, nee, is nie sommer net 'n plek wat random gekies is nie. Dis met 'n spesifieke rede gekies om 'n spesifieke boodskap uit te dra. Daar's niks wat hulle random doen nie. Niks nie. Alles het 'n bymotief. Alles het 'n nou in die Bybel, die Here het 'n bymotief. Hy wil 'n verhouding met ons hê. Dis dit. Dit is nie 'n selfsugtige bymotief nie. By die mens is alles 'n selfsugtige ek wil. Soos wat Satan gesê, hy wil, ek wil. Ja, en is daarom dat die siel, dat die Sabbat die siel van God word, want dit gaan oor jy moet kies watter God jy wil dien. Dit bewys wie jou God is. Sonder die Sabbat, as jy daai gebod uitkom, dan kan jy Big Bang Theory insit. Ja. Jy kan evolusie insit. Dan kom dit van iewers anderste af. Sabbat is eintlik wat vir jou sê waar ons vandaan kom. Hy is ons skepper. Dis wat hom identifiseer as God. Dis wat hom God maak. Dis wat ons verhouding met hom maak. Weet, en dis eintlik 'n pakket van die Bybel sê nie net jy moet die Sabbat hou. Die Here sê oral, as jy my Sabbat onderhou, my insettinge en my verordeninge. So dis 'n pakket wat saamgaan. Dis 'n heeltemal 'n ander uitkyk, 'n ander denkwyse, 'n ander leefwyse wat jy sal hê wat totaal en al God gerig is. Dis 'n holistiese proses waar mense ons gaan tyd het. Maar hierdie is 'n gesprek wat want ek glo ons gaan die siel, die fisiese merk en alles in diepte uitstudeer en ook uitwys. Ewens sou vir ons afsluit. Goed, kom ons sluit af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir hierdie tyd wat ons kon spandeer om te gesels oor die Sabbat en die belangrikheid van die Sabbat ook as die siel van God. Here, vir baie mense mag dit miskien nuwe inligting wees, iets wat hulle nog nie van tevore teëgekom het nie, maar ek wil vra dat U vir elkeen van ons sal lei om hierdie saak ernstig op te neem en die Bybelse beginsel in plek te plaas wat sê ondersoek alle dinge en behou die goeie. Here, dat ons erns sal maak daarvan om vir onsself uit te sorteer. Waar staan ons werklik in terme van die Sabbat? Wat is die betekenis daarvan? Is dit iets wat verbygaande was of nie? En mag U ons lei deur U Gees om by die waarheid van die woord te bly. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons enige iets uit eie meriete uit U hand uit verdien nie, maar ons vra vir U leiding, U genade in Jesus naam alleen. Amen.